Shalom. Kom ons sit weer vandag so saam in mekaar se stilte. En vandag doen ons dit omdat ons ook uitgenooi word deur Jesus om soms net 'n bietjie eenkant te gaan sit en stil te raak en te rus. Kom dat vandag se sit in mekaar se stilte, 'n sit in mekaar se rus sal wees. Daarom vra ek dat jy seker maak dat alles rondom jou rustig is. Maak miskien die deur toe. Probeer om soveel as moontlik dinge wat jou aandag sal aftrek, wat jou wil verlei en besig wees. Probeer om vereers net 'n deur daarvoor toe te trek. En raak net bewus van alles rondom jou. Alles wat ook vandag weer vir jou 'n rustige omgewing wil skep. Die stoel wat sê kom sit, raak rustig. Plaas dalk jou hande in jou skoot oop. Nie jou bene kruis nie. Nie jou arms vou nie. En laat daardie rustig sit ook bevestig dat jy die intensie het, dat dit jou voorneme is om ook vandag te kom rus. Te kom rus na aanleiding van Jesus se uitnodiging. Sy uitnodiging wat hy vir ons gee in Markus 6 vers 31 tot 32, toe hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verlate plek en rus bietjie op julle eie, want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie, en hulle het in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Laat dit vandag ook die uitnodiging vir ons wees. Waar daar soveel dinge rondom jou is wat jou heeltyd wil oortuig dat jy moet besig bly, dat jou waarde bestaan in besig bly, kom hierdie as 'n kontra-storie, 'n kontra-uitnodiging, 'n uitnodiging om net tot rus te kom. En in die rus miskien ook iets van God se genade te beleef. Raak bewus van jou asemhaling. Die rustigheid van die ritme daarvan. Wanneer jy diep asemhaal, laat toe dat die inasem jou voed met 'n bewustheid van genade. Genade as goddelike rus, as 'n rusplek. Genade as ons rusplek altyd tot ons beskikking. En as ons uitasem, laat dit waarlik weer vandag 'n ontslae raak. Ontslae raak wees van alles wat swaar op jou rus, swaar op jou druk. Dan onthou ons miskien weer die bevestiging van Jesus, dat sy las lig is. Sy las lig is. En hy nooi almal wat vermoeid en belaai is, na hom toe, deurentyd. En daar kan ons rus vind. Laat die ritme van jou asemhaling, inasem, vervulling met genade, met rus,
uitasem, leegmaak en lig word van alles wat swaar is. Laat daardie ritme by jou vestig. Sit net vir 'n paar minute of vir 'n rukkie net so stil in die ritme van jou asemhaling. Die bewus van die genade van rus. En terwyl hierdie ritme van rus vir jou werklikheid word, raak bewus van voete op die grond, jou voete op die grond wat jou weer vandag soos altyd, soos elke keer, kom bevestig, kom oortuig van jou geworteldheid in die liefde van God. En as jy so bewus word van jou voete op die grond, mag hulle swaar voel, maar daardie swaar voel is dalk ook 'n aanduiding dat jy kan laat gaan, dat jy alles wat swaar op jou druk, kan laat gaan. En weer word ons bewus daarvan dat ons dit saam met ander doen, dat ons nie alleen is in hierdie ervaring nie, maar elkeen wat dit mag beleef, deel dit met jou en so word ons op 'n besondere manier vandag ook weer een, en in die een word raak alles wat swaar is ook ligter. Is jy nooit meer alleen op jou eie. Kom ons haal weer diep asem. Rus in die ritme van jou asemhaling. En dan nooi ek jou nou weer uit, terwyl ek net weer vir ons die woorde van Markus 6 lees. Die woorde van Jesus: kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Kom ons sit dan nou so saam en ons rus 'n bietjie. Ons rus 'n bietjie van alles wat vermoeiend en swaar is. Neem die volgende 2 minute terwyl jy bewus bly van die ritme van jou asemhaling. En kom ons rus vandag saam in daardie uitnodiging.
weer diep asem. En laat toe dat hierdie rustigheid waartoe ons uitgenooi word, by jou tuis kom en tuis bly. En dat dit die platform sal wees waarmee jy hierdie dag binne gaan, binne bly. Kom en rus. Shalom.